Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou kom ons praat vandag oor iets wat ongemaklik is. Iets wat ons almal ken, maar min van ons hou om eerlik oor te wees. En ek noem dit die mode van trauma. Nou voor die afskakel, dink vir 'n oombliekie bietjie saam met my. Elke mens ken pyn, elke mens ken seer. Ons ken verwerping, ons ken verliese, ons ken woorde wat mense met ons praat wat diep in ons ingesny het. Gebeure wat jou lewe in twee breek. Nou, want trauma is werklik. Trauma is ernstig. Trauma laat letsels. En ons kry nie net seer nie. Die seer gaan sit diep in jou liggaam, in jou senuweestelsel, in jou reaksies, in jou stories oor jouself. En interessant, die mooi dinge los nie dieselfde tipe letsels nie. Geluk laat nie die merke op jou vel nie en vreugde laat nie littekens wat jy elke oggend in die spieël sien nie. En daarom onthou ons die seer makliker. Ons word konstant herinner, maar hier's die eintlike vraag wat ek jou vandag wil vra, die eerlike vraag. En dis die moeilike een. Wanneer hou trauma op om iets te wees wat met jou gebeur het? En begin dit dalk om iets te word wat jy dra, wat jy beskerm en selfs nodig het en vertroetel. Ons almal ken die term drama queen. In Afrikaans sê ons soms iemand is 'n smart vraat. Maar dis nie net ander mense nie, dis dalk ook ek en dis dalk ook jy. Want daar's 'n gevaarlike plek waar pyn begin oorskuif na identiteit, waar ek nie meer sê ek het seer gekry nie, maar onbewuslik begin leef asof ek is my seer. En dan word trauma 'n kenteken, 'n naughty badge. Nie altyd uit oneerlikheid uit nie, maar uit oorlewing. Want pyn trek aandag, pyn trek simpatie, pyn gee verskonings. En voor jy dit weet, word jou trauma nie net 'n wond nie, dit word 'n instrument, waar jy sê van, ag man, dis hoekom ek is soos ek is, of dis hoekom ek nie kan verander nie, of dis hoekom jy my moet verstaan, dis hoekom ek nie hoef te luister nie. En hoor my nou mooi, dit beteken nie die seer was nie eg en regtig in jou lewe nie. Dit beteken nie jy moes net oorkom het nie. Maar die vraag bly, hoe lank nog? Hoe lank nog gaan jy ou koeie gereed hou vir elke argument? Hoe lank gaan jy daardie storie uit die kas trek as 'n wapen? En hoe lank gaan jy jou verlede toelaat om jou hede te regeer? Want elke keer as jy jou trauma gebruik om nie te luister nie, om nie te skuif nie, om nie te verander nie, om nie te vergewe nie en om nie te leef nie, betaal jy met jou toekoms. Dis hoekom jy dalk partykeer so moeg is, né? Hoekom jy so vasgeval voel. Dis hoekom alles vir jou swaar voel. En daar's 'n ou wysheid wat sê, what you resist will persist. En dis nie net moderne slagspreuke nie, dis diep Bybelse waarhede. Wat jy nie in die lig bring nie, hou mag oor jou. Wat jy nie deurwerk en oorkom nie, werk teen jou. En nou sit ons hier naby Kersdag, die storie van God wat mens geword het, nie om bo ons te staan nie, maar om in ons pyn in te stap en ons op 'n ander manier te leer. Jesus het nie trauma ontken nie, hy het dit gedra, maar hy het nooit toegelaat dat dit sy identiteit word nie. Sy wonde was nie sy verskonings nie, dit was sy deurgang, sy poort na 'n nuwe bestaan toe. En dis dalk die uitnodiging vandag, nie om jou seer weg te druk nie, nie om dit te romantiseer nie, nie om dit te koester nie, maar om dit los te laat as jou identiteit. Want jy is nie jou trauma nie, jy is meer as jou seer. Jy is geskape vir lewe, nie net oorlewing nie. So die vraag is eenvoudig vir jou vandag, maar diep. Hoe lank nog? Hoeveel energie gaan jy toelaat dat dit uit jou lewe uitsteel en hoeveel lewe en toekoms kos dit jou? Miskien is die wysheid van vandag nie nog 'n storie oor jou pyn nie, maar die moed om te sê, dit het met my gebeur, maar dit gaan nie meer my definieer nie. En dalk net dalk begin die genesing nie wanneer jy nog praat en dit nog as 'n verskoning gebruik nie, maar wanneer jy werklik begin leef en dit loslaat. So ek sê vir jou dankie dat jy saam geloop het en tot volgende keer, mooi loop.